As ou dink aan ou se kinders, ek het 'n dogter wat sekerlik nie na hierdie potgooi luister nie. Nee, Maar ons is te oud vir dit. ons is te oud vir hulle, nee, miskien op Insta gaan of bietjie iets. Maar so sy is op universiteit. En sy kos my. Ja, die ander kos my bietjie minder, maar sy kos my. Jy sien ten minste die ander. Ja, ek weet, maar ek sien haar ook, maar ek sien haar Ja. op Insta. Jy weet, Ja. lewe haar beste lewe, nee. Ek moet sê genade, jy doen goed waarvoor ek nie geld het. Dis my geld. Lewe in oorvloed. Dis my geld daai. Ja. Welkom Gerry, goed om hier te wees saam met jou vanoggend, vanmiddag of vanaand, hang af, laat jou horlosie sê. Rias, altyd goed om jou so vroeg môre in die oë te kan kyk. Ja, ek wil net opmerk dat ons neem hierdie ding nie op 'n Sondag op nie. So vir enige iemand daar buite wat dink ons werk net Sondag, ons doen nie. Hier is dit nog 'n dag wat ons werk. Ja, dit is Woensdagoggend. Ja, Woensdagoggend, so ons werk Woensdaag ook. Kan jy glo, dis ongelooflik. 2 volle dae. Klein Sondag. Ja, Saterdag. Ja, Rias. ek het nooit daai geken nie, Gerry. Ek was 'n soetseun geweest. Ja, Ja, jou die- pa sê ook so. Liefdevolle kind, goedheid van self geweest. My ma se trots. Ja, En gepraat van ma's, ons praat oor liefde, Gerry. praat oor liefde. Ja. Ons praat nou al baie lank oor liefde. Ja, Ja, ons is dink week 5 wat ons in ons reeks is van 40 dae van liefde. En ons het al 'n paar goed gesê oor liefde. En ons sou tog gedink iewers dan gaan die woorde opraak, maar Ja. dis net 'n idee wat so groot is omdat ons die begin gesê het dat die Bybel leer vir ons dat God is liefde. Dis sy Ja. wese. En wanneer ons oor God praat ons oor liefde. En ek dink dit is belangrik want ons moet onthou die afwesigheid van liefde is verskriklik gevaarlik. Dis 'n afdraande wat mens nie sommer kan stop nie. Dit is jy moet dink aan daai momentum wat gebou word as jy eers begin liefdeloos leef op klein maniere, dan bou dit op en dit raak so swaar dat jy baie vinnig in 'n baie donker plek opeindig en die almal om jou en die plek om jou tot waar dit regtig 'n krisis raak. So die idee is omdat ons wil positief dink, ons wil kyk na liefde en ons wil fokus op dit en baie sterk fokus op dit. Dat jy omsingel word deur dit en dan kere dat daai liefdelose oomblik in jou lewe jou oorweldig. Ja, so Johannes 15. Johannes is mos die apostel van liefde ook, Ja, as ek Die dinge geliefde nou apostel. die geliefde apostel. Ja. In Johannes 15 skryf Johannes probeer hy omskryf van die laaste oomblikke, die laaste gesprekke wat Jesus met sy disippels het. Ja. En hy praat oor die wingerd en die wynstok, hy praat oor dat daar vervolging gaan wees, hy praat oor die Heilige Gees en dan bring hy eintlik hierdie gedagte op die tafel wat eintlik so anderste is as wat ons liefde ken het. En hy kom en hy sê in Johannes 15 vers 13 die volgende: Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. En liefde kan al baie selfsugtig wees, nee, Rias. En die Bybel vir ons in Korintiërs net nie, dit soek nie sy eie belang, maar baie keer soek liefde sy eie belang en sy eie begeertes. En Jesus kom in Johannes 15 en hy leer vir ons, en hy sê vir sy disippels, een van sy laaste gesprekke met hulle, hy sê, jy moet bereid wees as jy lief hê, om iets neer te lê, om nee te sê. En eintlik sê jy nee vir self, en eintlik kom die woordjie offer op die tafel. En dit is nie 'n woord wat ons van hou om te sê nie, veral wanneer dit kom by liefde nie. Ja, en ek dink mens met die kosteberekening van dit is belangrik as jy nou dit hoor en sê, maar ek is okay, ek doen dit. Sit tyd by. So plaas jouself in 'n plek waar jy moet liefde uitgee, maar jy ontvang dit nooit van iemand om jou vir baie lang tyd. Nie net niemand is my lief vandag nie, of niemand het my 'n drukkie gegee vandag nie, of niemand het my plaas dit oor 'n tydperk van. As jy kyk na hulle lewe, die apostels se lewe, is dat hulle het gegee en as ondersteuning, maar dit was baie gee, dit was baie opoffer en daar was niks wat in daai lyn terug ingekom het nie. Daar was niks van daai die doel vir hoekom ek gee is dat want die plek waartoe ek nou gaan vir my liefde wys, so ek wys liefde nie. Daar was nie daai selfsug gewees nie. Dit was 'n eintlik maar hartseer pad want Jesus het gesê om daai ontbyt luister, julle gaan ook julle lewe maar verloor oor hierdie. En nou dink jy jouself die liefde wat ek gee en wat is dit gebonde? Wat is daai wat ek kry om dit te Maar dis nie 'n lekker woord om te hoor nie. Nee. Jy weet, dit klink so asof dit my iets gaan kos. Ja, dit klink so ongemaklik. Hoekom met liefde? En dis juist wat Jesus eintlik wil sê. En wanneer Johannes die woorde skryf dat van Jesus wat sê dat jy het om jou lewe neer te lê vir jou vriende, om nee te sê vir jouself, dan sou die ouens van daai tyd dit absoluut verstaan het. Die Jode sou die neer lê verstaan het in terme van die tempel, in terme van offers.
die Romeine wat geluister het na Johannes sou het verstaan het, want dit was in daai tyd 'n eer gewees om eintlik jou lewe neer te lê vir die keiser en vir die Romeinse koninkryk net. So die ouens het presies verstaan wat gebeur hierso, dat jy gaan iewers iets moet offer. Die Jode het verstaan, jy gaan tempel toe gaan, jy gaan iets moet gee van jouself. Die Romeine wat geluister het verstaan, o genade, jy het so hierdie beteken as ek regtig lief het, dat ek gaan moet neerlê. Ek gaan soos wat ek op die oorlogsveld my lewe gaan neerlê vir die keiser, ek gaan my lewe moet neerlê vir Jesus. En ons lees dit so, en ek wil nie die Engelse woord gebruik, so casually, nee, maar hier's 'n groot stuk waarheid hier binnekant, oor liefde net. Jesus kom en sê, luister, as jy regtig wil lief hê, moet jy weet, gaan dit 'n offer kos nie. Dat is die wonderlike ding oor Jesus, Rias, dat hy nie net goed gesê nie, nee? Ja, hy het gedoen. Hy het gedoen ook, want hier is Johannes 15, van sy laaste gesprek met sy disippels, en dan kom modelleer hy iets, nie met sy woorde nie, net. En ons gister daar gesê, as al heel eerste gedagte nie, dat Jesus sê, dat luister, die liefde is 'n lewe van offer. Dis 'n lewe van neerse. Efesiërs 5 vers 1 tot 2, die Engelse sê soveel mooier as die Afrikaanse taal wat 100 jaar oud is. Pas op nou. Ek het 'n mooi woordfees Afrikaanse juffrou. Ek sê woordfees komitee lid, gaan my ontstel. Ek is jammer om te hoor. Ek bid vir jou. Maar Efesiërs 5 sê, follow God's example. Volg sy voorbeeld. Wat is 'n voorbeeld? Therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love. So hy sê dat just as Christ loved us and gave himself up for us as 'n offer. Jesus kom, maar eerste een is, dit is 'n lewe van offer. En ek hou van daai woordjie wat hy in Efesiërs gebruik, Paulus, van, dis 'n loop. Ja. Dit is nie net dit is 'n progressiewe aanhoudende proses net. Jy het so 'n lewe van liefde wat offer, is nie ek sê nou nee vir myself of ek sê nou nee vir my, dit is aanhoudend. Ja. Dis 'n loop. Ja, ek dink 'n mooi voorbeeld van dit is die ander Johannes wat voor Jesus, en dis vir my altyd 'n moeilike ding om te verstaan. Hierdie ou het liefde en 'n opoffering verstaan voor Jesus dit gepreek het. Hy het van 'n klein ouderdom af uitbeweeg, sy lewe toegewy en die woorde wat hy gepreek het. Ons het nou met familie Bybeltyd, lees ek weer in Lukas die stukkie van Johannes die Doper vir die kinders, en ek so half, daar's 'n paar goed wat gebeur het in sy lewe as jy dink van opoffering en die lewe wat hy opgegee het. Sy pa en ma was nie arme mense nie, maar ook daai om jouself vir dit wat Jesus jou voorroep en dit wat die Here jou voorroep in liefde te gaan en jouself af te sonder, op te offer, jou lewe heeltemal omver te gooi. En hy het nie eers daai kruisoomblik ervaar nie. Hy het letterlik gegaan en hy het 'n moeilike tyd gehad. Hy het in hierdie Joodse kultuur mense begin doop. En toe ek dink Lukas dan een van die vertalings sê, en toe dit mode begin raak het, toe het die ouens begin aanvat, en sê, julle is nou vol nonsens. En toe is dit nie genoeg dat hy almal aanvat oor dit nie, maar dat hy sê toe vir hulle lewe reg, maar toe nog vir Herodes ook, en hy het hierdie opoffering gehad, tot hy sy lewe gegee het toe nou, vir dit wat hy in glo. En terselfdertyd het hy begin wonder, maar Jesus, en wat het nou toe lei is, wat Jesus vir die ouens gesê het, luister, geen groter mens was daar. En dit trek ons na ons kosteberekening, wat dit vir ou se Johannes die Doper het dit omtrent nie eers gegaan oor ek gaan hierdie kan sien eendag nie. Hy het die Messias gesien en dit is wonderlik en daar sy storie en dit die grootste kosteberekening wat hy moes maak en ek dink die apostels het dit besef dat weet jy wat, ons kan soveel meer doen as wat Johannes die Doper. En ons doen nie dit nie. Ons dit is vir my moeilik regtig. Hoe gaan ek opoffer, hoe gaan ek hierdie gee? Verstaan Jesus nie dat my lewe so lyk nie. Verstaan, as ek hierdie liefde moet doen, gaan ek dit klink amper soos daai stories van die ryk man of die mense wat hulle families moet begrawe en ons doen nie die ware kosteberekening nie. Ons doen al ons bereken ons gevoelens. 'n lewe van offer. Dis nie wanneer ons hierdie Valentynskaartjies het. Dis nie wat ons regtig dan op die Valentynskaartjie wil sit nie. As jy my liefhet, dit gaan nie. Dit verkoop nie lidmaatskap daai een, maar dis 'n lewe van offer en Jesus kom en hy modelleer dit wat vir so mooi is, toe hy hierdie gesprek met sy disippels gehad het in Johannes 15. Omdat hy God was, het hy presies geweet wat in die volgende paar oomblikke met hom gaan gebeur net. Hulle gaan hom verraai. Hulle gaan nee sê vir hom, hy gaan in die kruis hang, hy gaan selfs verlate wees van God die Vader. En as ek mos bereid om te sê, omdat ek lief het, is ek bereid om 'n lewe van offer te gee, om my lewe neer te lê net. En dan is die volgende gedagte wat ons ook gesels het gister, dat is nie 'n lewe nie, die lewe vra dit.
Michael Novak sê die volgende, en hierdie is miskien ook nie vir 'n Valentynskaartjie gepas nie. Hy sê, love is not a feeling of happiness. Love is a willingness to sacrifice. Dit is 'n bereidheid, nê, om te kan offer. Omdat dit gebore kom uit 'n plek van liefde. Maar ons offer nie omdat ons nie lief het nie. Ons offer juis omdat ons lief het. As ou dink aan ou se kinders. Ek het 'n dogter wat sekerlik nie na hierdie potgooi luister nie. Nee. Maar Ons is te oud vir dit. ons is te oud vir hulle, nee, miskien op Insta gaan of 'n bietjie iets. Maar so sy is op universiteit. En sy kos my. Die ander kos my bietjie minder, maar sy kos my. Jy sien ten minste die ander. Ja, ek weet. Maar ek sien haar ook, maar ek sien haar op Insta. Jy weet, Ja. lewe haar beste lewe, net. Ek moet sê genade, jy doen goed waarvoor ek nie geld het. Dis my geld. Lewe in oorvloed. Dis my geld daai. Maar hoekom? Dit is nie 'n emosie, dit is 'n emosie wat ek nie daai betaling gemaak nie, nê? Dit is 'n bereidheid om te offer. Ja. Om vir my sak nee te sê sodat sy kan hê. Ja. En ek maak hy besluit nie uit my emosies uit nie. Ek maak hy besluit omdat ek vir haar liefhet. En 1 Johannes 3 vers 16. This is how we know what love is. That Jesus laid down his life. Is 'n besluit, dit is 'n keuse, dit is nie 'n emosie nie. Ons het gister om hierdie punt het ons nagmaal gebruik net en weer eens Jesus kom en sy lewe word nie vir hom weggeneem nie. Hy lê dit neer net. Hy besluit om sy hoekom besluit dit? Want hy is liefde. Ja. God is liefde net. En daarom vra hy van jou en vir my ook om hy selfde besluit te maak, nie uit ons emosies uit nie. Want genade, ons emosies kom en gaan. Hoeveel keer sit ek en jy nie by mense in ons kantoor en sê hulle iets maak, ek is nie meer lief vir jou nie. En dan het jy hulle getrou, jaar of 3 of 4 of 5 terug, of 10 jaar terug, en dat hulle op mekaar gekyk, man, en dit was net vir altyd. En dan gebeur daar iets, want ons hou op om te besluit. Ja, en ons glo nie ons woorde, of ons glo nie onsself nie, ons glo nie as die woorde vir ons sê nie. Ons is self, ja, ek hoor dit, maar maak jy dit regtig vas. Ek dink dis hoekom hierdie 6 weke, 40 dae so belangrik is, want dit ego die hele tyd op mekaar. Jy kan later, as jy na die prediking kyk, jy gaan die mekaar raak en jy sê maar dit herhaal eintlik, maar dis presies die punt van dit alles, want ons sit in 'n wêreld waar huwelike in Namibië is ons al ver oor die 50% skeisyfer. Nie te praat van die huwelik wat net opgegee het en nie die moeite wil doen om nie. Ons sit met 'n land waar daar baie meer oordeel is as wat daar liefde is, en Namibië is ons is op 'n goeie plek. Ons is liefdevolle mense, maar ons sit nog steeds met 'n klomp goed en daai ego moet sterker en sterker en sterker deurbreek. En dit kom een van die goed van die opoffering is om jouself 30,000 keer te herhaal. Jy weet mos nou as jy ek's lief vir jou, ek's lief vir jou, ek's lief vir jou. En dit moet nie ophou nie. Eerstens dat jy dit kan glo. Ek dink iemand wat weet God en iemand het hulle lief lewe anders as iemand wat nie daai weet nie, en dan ook terselfdertyd iemand wat dan gaan uitleef in liefde. Dis nie in die opoffering, dis nie een keer hy God is lief vir jou of ek doen een keer, gee vir een keer 'n broodjie nie. Dit is 30, 40 jaar se liefde. Ek dink 'n mooi voorbeeld van dit is dat ek was baie lank betrokke in die CMA gewees, is die Christen Motorfietsryers Assosiasie, Christian Motorcyclist Association, en lyk my gaan bietjie meer betrokke wees ook nou daarso. En vir my 'n mooi ding van dit is dit nie te doen met jy gaan preek voor 'n klomp mense nie, want dis evangelies, dis missiologies. Jy gaan uit en jy gaan wees lief vir mense. Dis die hele doel van dit. Jy ry 'n motorfiets en jy is lief vir mense. Jy preek nie vir hulle nie, jy wees lief, maar jy doen dit vir jare en jare en jare en 10 jaar later is daar hierdie aanvaarding van weet jy wat, hierdie persoon moet ek miskien voorluister, want dit lyk of hy lief vir my is sonder enige voorwaardes. En Jesus het gekom en behalwe vir die 30 jaar wat op die aarde geleef het, hy het gekom en hy was lief vir mense. Hy het, soos Johannes die Doper ook gesê het, kos gegee, hy het genees, hy het vir hulle geleer wat dit beteken om liefdevol te lewe, maar daai kosteberekening is nie op ons standaarde en ons fondasie gebou nie. Dit is die woord van God en wat Jesus vir ons kom wys het om te doen het. Dit is daai iets wat in 12 manne se harte vasgesit het, dat hulle gehardloop het met hierdie ding en dit het die wêreld gebreek in 'n goeie manier. En so moet ons ook dan gaan en sê, waar is dit waar ek moet gaan lief wees vir 50 jaar? Sonder om enige vrug te sien, is mos jeugbediening. Jy werk vir hoeveel jare met jeug en jy sien nooit, as hulle 18 is verdwyn hulle, jy sien nooit die vrug nie, want dis liefde, dis aanhou en aanhou en aanhou, sonder om enigiets terug te kry, want jy weet, ek het lief, want God het my eerste lief gehad. Jesus het vir my gewys. Jesus het opgevaar en toe die groot getalle begin. Ja. Dan die laaste een, Rias, is dat hy roep ons om daar lewe van offer. Nee, hy vra dit, maar hy roep ons ook. Hy nooi ons uit.
Ja. Jesus nooi ons uit na baie goed in die Bybel, nee. Hy sê wanneer ons moeg is, nooi hy ons uit. Wanneer ons onseker is, nooi ons uit. Maar dan nooi hy ons ook uit na 'n bietjie van uitdagende uitnodiging in Lukas 9, wanneer hy sê as jy my disippels wil wees, dan sal jy jou kruis opneem en my volg. Eintlik wat Jesus dan hierso sê, jy moet bereid wees om nee te sê vir jouself en ja te sê vir liefde. En dit gaan so teen ons kultuur. Ons het eintlik daaroor gesels al vanoggend het. Daai hele gedagte om nee te sê vir myself, my kruis op te neem. Ons het laasweek so spottend gewys na die een wang en die ander wang net, nee, maar dis presies waartoe die evangelie, die storie van Jesus ons roep, om nee te sê vir myself. So liefde nooi ons uit om ja te sê vir God se liefde. Wat so anders is as hierdie wêreld. Dis nie gebou op emosie nie. Dis nie gebou wat in dit is vir my nie. Dit is offer. Ek lê my lewe neer, ek lê my eie gevoelens neer, ek lê wat vir my belangrik is neer. Hoekom? Want dit is vir God belangrik. En ek sê ja vir hom en dit gaan my kos. En ek dink dis een van die goeders wat ons nie altyd oor wil gesels oor liefde nie. Dit gaan jou kos. Dit gaan jou kos om baie keer vir jou man lief te wees. Al voel dit nie vir jou so. Ja. Dit gaan vir jou kos om daai ou wat goed van jou gesê het wat nie waar is nie, om te besluit om vir hom lief te wees net. Dit vra iets, kruis opneem en Jesus volg. Van die wonderlike voorbeeld is Jesus het alles wat hy oor gesels het hy gemodelleer. Hy het nie net gesit in die hemel en gesê so en so nie. Hy het dit kom modelleer net. Ek bedoel, hy was vir ons. Ja. En die voorbeeld het ouens gedryf om uit te gaan. Paulus wat skryf om te lewe is Christus, dood te gaan wins. Verbly jouself in die Here terwyl hy in gevangenis was. Terwyl hy vasgeketting. En daai voorbeeld het hy geleef. Nee, dit maak nie sin nie. Iets wat in jou hart gebeur. Wat goed skuif net dat jy bereid is om so swaar te kry. Daar moet mos iets skuif. Daar moet mos iets waar wees aan dit. Ja, dit is en om daai te kan kry, maar ek dink dit is om op 'n punt te kom waar jy sonder enige menslike dryf net lief is. Ja. En dit kan jy eers doen as jy begin 'n pad stap van liefde saam met die Here. Dit is nie en offer. Ja. Ja, nee, verseker. Dit is nie net 'n jy gaan ons nou want dit is menslik onmoontlik, maar met die Here en met die Heilige Gees se leiding kan ons 'n klomp goed neerlê, alles neerlê en ons kan dan nou hierdie kruis optel. En ons weet nie waartoe dit gaan nie. Dit is maar wat jy seker is, jy gaan jou lewe verloor. Ja, ek het net gesê, ons weet eintlik waar dit gaan. Waar dit gaan dit, dit gaan dit jy my lewe met leer lê. So as ons hierdie Hallmark kaartjie moet opsom vanoggend, en ons as daar iemand is wat ons wil sponsor, is liefde is gelyk aan offer. Ja. Gerrie, dankie. Mag jy 'n heerlike wonderlike dag verder hê. Ja. Dankie Rias.